Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Vandag is ons laaste studie in die twee boeke van Filippense en Kolossense en ons gaan 'n paar praktiese voorbeelde kry en raak sien wat Paulus geskryf het vir die kerk, wat ons kan toepas en ook so ons evangelisasie wat ons kan doen vir die Here. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Renay, goed om jou weer hier te sien en kan jy glo, ons is, ek wil amper sê, Ons maak klaar vandag. uiteindelik is ons by die laaste studie in hierdie reeks wat ons gedoen het die afgelope 13 weke oor Filippense en Kolossense. En baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vir die afgelope 13 weke en ons sien uit daarna om hierdie studie mee af te sluit. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons weer eens in die teenwoordigheid kan wees. En Here, ons smeek weer eens insig uit U woord uit vir elkeen van ons, dat U woord met ons kan praat, soos wat U deur die briewe van Paulus gepraat het. Praat ook so vandag met ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons gaan kyk en ons is by Kolossense hoofstuk 4. Nou, hierdie gedeelte wat ons hier sal sien, gaan ons sien, maar daar's 'n hele paar goedjies wat Paulus in plek gestel het vir evangelisasie en dit is nie so pertinent daarin nie, maar as 'n mens daar lees en hoe sê ek altyd tussen die lyne, dan behoort 'n mens dit te kan raak lees. So kom ons kyk. Ons is in hoofstuk 4 en ons lees vanaf vers 7. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos. Saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. So hier kom ons, en hier sien ons 'n ding van, as jy, weet jy, mens kan nie alles op 'n brief neerskryf nie. Jy weet, ek het die geneigtheid, en ek dink almal van ons doen dit, jy wil so vinnig vir iemand 'n WhatsApp boodskap stuur, en as jy so 2-3 woorde in is, dan vee jy maar weer uit, en dan druk jy daai knoppie wat sê, Voice note. stemnota, want jy het meer om te sê. En hierdie is basies hier wat ook gebeur het. Hy het gesê, hoorie, ek kan nie vir julle alles vertel nie. Maar ek gaan vir Tychicus, wat 'n medewerker is, en dan beskryf hy hom daar, hy sê, 'n geliefde broeder, en 'n getroue dienaar, mededienstig in die Here, julle bekend maak. So hy moet kom, en dan moet hy persoonlik vir hulle kom vertel, hoe gaan dit met Paulus, en die werk wat hy selfs vanuit die tronk uit doen. Hy het dit in die brief ook afgelewer. Ja. En dan met die afleweringsslag vir die gemeente terugvoer kom gee van presies dit wat hy gesien het en ervaar het in sy tyd wat hy saam met Paulus daar was. Ja, maar dan gaan hy nog verder, hy sê, ek het hom net gestuur, sodat julle kan weet wat by omstandighede is, nou met my gaan nie, maar ek het hom gestuur, vers 8, ek het hom aan julle gestuur, juis hiervoor, om julle toestand te leer ken, en julle harte te vertroos. Met ander woorde, hy sê so, met ander woorde, hy gaan nie net die brief aflewer en Gaan vir julle vertel wat hier by my aangaan nie. ja, soos die posman net weer dan verdwyn nie. Hy gaan daar bly by julle en hy gaan 'n tydjie met julle deurbring en dan gaan hy sien hoe dit gaan en dan nadat hy daar by julle was, gaan hy terugkom na my toe, dan gaan hy dit met my meedeel. Met ander woorde, nou raak dit nie net, dis net 'n brief nie. Nou raak dit 'n persoonlike situasie, want Paulus self kan nie daar wees nie. Ja. So die beste wat hy nou kan doen is, om iemand anders te stuur in sy plek. Dis reg. So, want hy sê, ek stuur vir julle verslag van my af, maar ek vra ook dat daar op die einde van die dag verslag van julle kant af kom, want ek kan weet hoe gaan dit met julle. En dan pragtig dat hy sê, dat hy julle harte kan vertroos. Nee, so, soms het 'n mens so 'n bietjie iemand van 'n ander area af nodig, om weer met 'n nuwe stem in te kom, wil ek amper sê, om die gemeente op te hef en te herinner daaraan, dat die werk van die Here gaan voort, en ten spyte van die dinge wat 'n mens so hoor, jy weet, ons het sulke, soms
word ons kerke so oorvloei met allerlei stories, gerugte wat versprei word, dat dit is nodig dat die Here soms vir ons iemand stuur wat ons moed net weer kan opbou. Nie waar nie, want ek dink selfs in hierdie tyd was daar mense wat so liefde was daarvoor om altyd negatiewe gerugte te versprei, nê. So iemand moet hulle harte vertroos. Ja. So nou kom hy daarna sê hy, maar hy stuur nie net die een man alleen nie, hy stuur ook vir Onesimus. Nou weet ons Onesimus was die slaaf gewees, nê? En hy sê daar, maar hy almal weet hy's 'n slaaf, maar hy sê ek stuur hom die getroue en geliefde broeder. Met ander woorde, hier is klaar een ding wat Paulus hier vir ons vertel. Met ander woorde, daar is nie veronderstel om tussen die kinders van God 'n stand te wees nie. Tussen die wat hoër is en die wat laer is. Almal is broeders hierdie en wat susters. en hierdie wat hierdie tipe werk doen en daai tipe werk doen. Hulle is almal een. Hy bring hom daar gelyk. Hy sê geliefde broeder. En dan sê daar, want julle ken hom. Want hy is van julle mense. So in ander woorde, dis nie net iemand vreemds wat ek na julle toe stuur, iemand wat dalk net daar kom werk het nie. Dis iemand wat julle persoonlik ken. Okay. So met ander woorde, bring nou tyd met hom deur. So wat kan ons nou daaruit leer van evangelisasie? Die eerste ding is, ons weet, Paulus het gereis. Hy het wyd gereis. So dis die eerste ding. Hy het wyd gereis, maar dis nie altyd moontlik nie, né? Dat jy kan reis nie. So wat is die tweede ding wat hy gedoen het? Die tweede ding is, hy het die pen opgevat en hy het geskryf. En hy het mense bemoedig daardeur. Nou ja, ons doen dit nou nie meer vandag op dieselfde manier as wat Paulus hulle dit gedoen het nie. Maar ons weet ook, ons bemoedig mense deur, kom ons sê, aanlyn bedieninge. Of dit met jou selfoon is en of dit nou op YouTube is of waar ook al dit is. Daar's Ander forme van werk wat hy doen. Ja. Maar hier kom hy nog steeds met dit alles uit en dit is wat ek van Paulus hou. Hy sê hy doen nie net daai ene wat hy skryf nie. Want die persoonlike kontak is baie belangrik op die ouene van die dag. Die een kan ons bemoedig, die een kan ons tot daar kry, ons kan baie inligting kry. Ons kan weet daarna toe gaan. Maar daai persoonlike inligting, daai persoonlike aanraking wat ons nodig het. En dit is wat Paulus hier vir ons sê. Hy gee vir hulle persoonlike aanraking, wel hy self nie daar kan wees nie. Dis wonderlik. Die tweede helfte van vers 9 sê, hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet julle, en Markus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevel ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne wat uit die besnydenis is, hulle alleen is my wederwerkers vir die koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. Epaphras, wat een van julle is, 'n gediensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Okay, so kom ons kyk gou na daai. Hy het al 'n hele lysie van name wat hy hier opgenoem het. Ja, nou kom hy daarna sê hy, maar hier is Aristarchus en hy is van Thessalonika. Hy sê hy is my medegevangene. Met ander woorde, iemand wat daar saam met hom is, hy sê hy groet julle ook. Met ander woorde, wat sê Paulus hier? Moenie net aan my dink oor wat die swaarkry van die gevangenes. Dis nie net ek wat hier sit nie. Daar's ander medewerkers wat saam met my in hierdie situasie sit. Julle moet daaraan dink dat ons is 'n paar wat hier julle gebede en julle hulp nodig het. Ja. So nou kom hy nou verder en dan skryf hy nou verder en hy sê en Markus. Nou ons weet van Markus, né? Ja. Daar was 'n groot of hoe sê, daar was geen kleine verskilletjie nie. Dit is soos hulle dit daai tyd gestel het. Dis eintlik baie mooi hierdie gedeelte, want onthou daar was 'n tyd wat Paulus vir Markus geweier het dat hy verder met hom werk, want die ouetjie het met die heel eerste reis het hy al begin, ek wil amper sê moedeloos raak langs die pad en hy het omgedraai. En Paulus het hom weggestuur en gesê ek wil nie weer saam met jou werk nie. En dit het 'n skeuring veroorsaak tussen Barnabas en Paulus. Dat Barnabas op die einde van die dag saam met Markus gaan werk het. En dit is so mooi hier aan die einde van Paulus se lewe dat dit baie duidelik is dat hy eintlik besef het wie ek het nie reg opgetree teenoor hierdie jong man nie. En dat hy hom op 'n sekere stadium moes hy hom onder sy vlerk geneem het. En hier is hulle nou medestryders vir die Here se werk. Ja, ek wil amper sê hy het hom ingeneem en op hierdie huidige stadium kon Paulus nie anders as om sy dienste aanvaar, want nou is hy in omstandighede wat
nie so gunstig vir hom is nie. En nou het hy hierdie ander mense nodig en Markus het teen gegroei daarin. Maar hy sê ook daar vir hulle, hy sê nou hier's Markus, nê? Nou skryf hy vir hulle, sê vir hulle ontvang hom as hy by julle kom. Met ander woorde, daar mag dalk 'n onderlinge van ja maar weet jy wat, hy Ek is meer 'n Paulus ou as dit ek 'n Markus Ja, ou is. Jy weet ons maak mos in ons tyd maak ons ook so. Ek hou Markus, meer van die predikant as van daai predikant. Maar Markus het mos nou vir Paulus in die steek gelaat. Ja, so daar's nou nog 'n reputasie. Hoekom het ek hom nou ontvang? aankom. Hoekom het ek hom nou ontvang? Nou sê hy nee. Ontvang hom want hy werk nou saam met my. Hy sê hy is 'n medewerker. Met ander woorde, alhoewel dat dalk in die verlede 'n situasie was. Dis uitgesort. Dit moet uit die weg uit geruim word. Daar moet vergifnis wees sodat ons die werk van die Here kan aandoen. Met hoeveel van sulke probleme sit ons? Ons het eendag met iemand 'n probleem gehad en dan wil ons nooit weer van in die toekoms met hulle saamwerk nie. En hier kom dit vir ons baie deur dat ons moet kyk daarna dat ons wanneer die probleme uit die weg geruim word. Ons is hier om die werk van die Here klaar te maak. Ja. Kom ons gaan aan. Ek wil amper sê ons klein verskilletjies moet nie op die einde van die dag 'n struikelblok word vir die werk van die Here nie. Nou vers 11 sê hy en Jesus wat Justus genoem word, manne wat uit die besnydenis is. Met ander woorde, hy sê hy het nou hier manne opgenoem wat nou nie uit die besnydenis is nie. En hy noem nou manne wat uit die besnydenis is. Met ander woorde wat Jode is. Hulle is almal saam. So met ander woorde, hier kom hy en hy sê maar mense, kyk, wees duidelik. Ek werk saam met die Joodse mense en die nie-Jode wat daar gekom het om die evangelie verder te versprei. Daar moet eintlik nie 'n onderskeid wees tussen hierdie twee nie, maar ek wil net weer eens vir julle bevestig. Ons werk almal saam. Ja. Volg ons voorbeeld. En dan vers 12 vir Epafras wat hy sê hulle wat een van julle is, 'n gewillige diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede. So dis nou 'n man wat onder hulle area uitgekom het. Hulle ken hom baie goed. En dis mooi dat hy sê, maar Epafras het julle ook nie vergeet nie. Hy dink ook aan julle. Paulus noem hom dat hulle weet, luister, dit gaan goed met die man wat uit ons geleedere uit ook uitkom. Vers 13 sê, want ek getuig van hom dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas groet julle. Groet die broeders in Laodicea en Nimfas en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees word, sorg dat dit ook in die gemeente van Laodicense gelees word, dat julle ook die in Laodicea kan lees, dat hulle dit kan lees. Ja, so, Dis 'n belangrike opdrag wat Paulus hier vir hulle gee. Hy het nou eers hierdie lang lys gegee van mense wat sê, hoorie, so ek noem my name, die mense wat julle ken, die mense wat julle nie ken nie, ek stuur mense na julle toe, ek vra, kyk mooi na hulle bring verslag van ons kant af, hulle gaan weer terugkom en hulle gaan verslag bring van julle kant af. En dit is belangrik dat julle moet besef, ons is 'n span werkers wat een doel voor oë het. En dit is om Christus Jesus te verkondig aan elke taal, stam, volk en nasie. ja. Dis baie mooi dat hy al hierdie manne noem van verskillende agtergronde, verskillende kulture wat saamkom en wat saamwerk en saam stry vir die Here. Ja. En nou die ander ding wat ek hier optel is, ja, ons soek seker nog die brief van Laodicense wat hierin is. Maar hy sê hy het vir hulle ook 'n brief geskryf. Nou, behalwe dat ons weet dat hy vir hulle 'n brief geskryf het, en vir Hierapolis, vir die Kolossense en vir die Filippense, het hy almal briewe geskryf. Maar hy sê daar, julle moet hierdie briewe met mekaar deel. Ekskuus tog. So, wat dit op neerkom is, hy sê, luister, moenie net een kant in jou hoekie sit en net daar werk nie. En dink ons gaan dit net hier so doen nie. Eintlik wat hy hier sê is, hoorie, daar moet onderlinge samewerking wees tussen die verskillende gemeentes in die verskillende areas, sodat ons mekaar ook kan ondersteun en mekaar kan opbou in die Here. So dis 'n ander iets waarna mense moet kyk, daai samewerking, nie net as individue in die gemeente nie, maar ook die gemeentes as verskillende gemeentes om saam te kan werk. Ja. En hy sê vir hulle, hierdie brief het ek aan julle gestuur, die kerk in Kolossense. Ek het dit vir julle gestuur, maar vat asseblief hierdie brief en gaan lees dit in Laodicea ook. Dat die gemeente daar ook hierdie brief kry, dat hulle kan net soveel waarde daar uitput. Onthou, hierdie briewe is pynlik met die hand uitgeskryf. Dit was goed geweest om dit onderling met mekaar te deel, sodat mense bemoedig kon word vir die werk van die Here. Die ander ding wat ek vinnig daar optel, wat ons dalk so vinnig daaroor gelees het, is in vers 15.
groet die broeders in Laodicea en Nymphas. Nou noem hy iemand anders hierso by die naam, hy sê, en die gemeente wat in sy huis is. Met ander woorde, hier's nou heeltemal 'n ander konsep nie. Hy sê met ander woorde, as daar nie 'n ander plek is om te aanbid nie, om die gelowiges bymekaar te kry nie, moet iemand sy huis beskikbaar stel, sodat hulle saam daar kan onderrig en kan aanbid en versterk kan word om weer die evangelie te kan uitvat. So, ons moet bereid wees om ons, kan ek sê, intieme plekke, ons huise, oop te stel, sodat veral as ons in ver afgeleë plekke is, of in kleiner plekkies is, of verder van die plaaslike gemeente af is, dat ons dit oopstel, dat ons in die tussentyd daar saam kan aanbid, want ons almal weet mos, ons moet nou nie praat nie, maar ons sukkel nou om die karre se tanke vol te maak, om altyd by die plekke uit te kom. So dit raak maklike verskoning om te sê, maar ek kan nie nou daar uitkom nie, maar daar's mense in 'n omgewing wat baie naby mekaar is, wat ook by mekaar kan uitkom om mekaar te ondersteun. Ja. En vers 17, en sê aan Agrippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie, die genade sy met julle, amen. Het is interessant dat hy hier 'n werker direk aanspreek en vir hom sê, let op die roeping wat vir die Here vir jou gegee het, en vervul jou roeping. Dis vir my interessant dat hy hierdie persoon so direk sou aangespreek het. Iemand moes dalk nou al met hom kon gesels het oor hierdie persoon, dat hy dalk onseker is oor sy bediening, onseker voel oor sy bediening, dalk voel hy moet te groot skoene moet hy vol staan. Dis mooi vir 'n senior man om iemand anders op so 'n manier aan te moedig. Daar's vir my so effens 'n waarskuwing daarin. Wanneer jy jou senioriteit bereik in jou bediening, is dit verskriklik belangrik om nie die idee te skep dat ek is die enigste een wat weet wat ek doen nie. Paulus het nie op 'n punt gekom waar hy geen ander jong man of geen ander werker nie tot die beste van sy vermoë opgelei het nie, dat hy nou gevoel het, maar I'm the man, ek is die ou wat die werk gedoen het, ek het hierdie klomp kerke gestig, ek het die werk na die heidene toe gevat, ek is iemand wat hierdie werk gedoen het en homself op 'n troontjie geplaas het nie. Jy sien dit nie. Paulus het geweet, na hom moet die werk van die Here aangaan, en hy het 'n mentor geword vir menige werkers. Nou is dit my vraag vir elkeen van ons, of jy nou in die bediening is en of jy nie in die bediening is nie. As jy 'n senior persoon word, dalk as jy 'n ouderling, dalk as jy 'n diaken of 'n diakones, wat jy ook al, 'n rol wat jy ook al vervul in die Christendom waar jy op hierdie stadium is jy 'n mentor vir die geslag wat na jou moet kom, sodat hulle kan aangaan met die verkondiging van die woord van die Here. Ja, hier's iets wat ek nou weer eens gaan sê. Jare terug het een van ons senior predikante gesê, jy moet iemand anders oplei, sodat hulle jou werk kan oorneem. Okay, laat dit insink. Ja. Jy moet iemand anders so goed oplei, dat hulle jou werk kan oorneem, en dat jy later vir hulle moet werk. Met ander woorde, kom ons gee alles en meer vir die volgende geslag, sodat hulle kan oorneem en vorentoe gaan. Om hulle toe te rus. Daai selfde persoon het gesê, die sukses van die een wat jou opvolg, is op die ouende van die dag 'n getuienis van jou sukses. Ja. Dis so belangrik. Dis hoekom daar soveel mense was wat na Paulus se afsterwe kon voortgaan en die werk van die Here kon voortsit. Hulle het nie moedeloos gewees na die Here, na Paulus se sterwe met, nou waar moet ons nou heen gaan? Hoe moet ons nou werk? Wat moet ons nou doen nie? Paulus het geweet hoe om 'n span saam te stel en dat elkeen 'n rol gehad het om te vervul. Ja, en daar was nou nie net meer een Paulus nie, as ek dit nou so kan stel, daar was nou 'n menigte van hulle wat die werk kon gedoen het. Die ander dingetjie wat ek uit vers 17 uitkry is, hy sê hier, gee ag op die bediening wat jy ontvang het. Ja. Ek lees daarin, moenie ag gee op die bediening wat die ander een ontvang het nie. Onthou die storie van Jesus en Petrus en Johannes, maar volg jy my? Ja, maar Here, wat van hom? Volg jy my? En hier is die ding wat ek hierin sien, die Here roep ons nie almal om dieselfde rolle te vervul
binne die kerk, buite die kerk. Getuienis, hoe ons dit getuig nie. Die Here gee vir ons verskillende rolle en verskillende dinge wat ons moet doen. En al wat ons moet doen is, ons moet dit wat die Here aan ons toevertrou het, moet ons uitleef. En nie bekommerd wees en kyk oor wat die ander persoon doen nie. Want die ander persoon doen dalk net wat die Here van hom verwag. Dis reg. En dat ons ook nie jaloers word nie. Ek praat altyd vir die mense en sê, maar as hy nou die gawe ontvang het om nou goed te kan praat, en ek het nou nie die gawe te kry om goed te kan praat nie. Nou raak ek ongelukkig daaroor, want ek wil ook goed kan praat. Vir wie is ek eintlik, kan ek sê kwaad, vies op die einde van die dag? Dalk vir jou, maar dit is indirek is ek kwaad vir die Gees, want alle gawes kom van die Gees af, en hy gee dit aan wie hy wil. Met ander woorde, kom ons werk aan die gawe wat die Here vir ons gee, ons doen dit uit die beste van ons vermoë, maak nie saak wat iemand anders doen nie, konsentreer op jou werk wat die Here jou voorgeroep het. Dis 'n ongelooflike belangrike punt wat jy nou aangeraak het, en ek dink Paulus was absoluut uitstekend hiermee. Hy het die vermoë gehad om mense op so 'n punt te bring dat hulle eie sterkpunte begryp, en dat hulle plekkie in die bediening vind, en daar absoluut vervulling ervaar. Ek sien tog soveel keer hoe mense so graag 'n ander spreker of 'n ander evangelis wil naaap. Hulle trek later tot aan soos daardie persoon het tot dieselfde manier van praat. Ek het so ruk terug te doen gekry met iemand wat tot dieselfde stotter op sekere woorde in sy stem begin kry het van die persoon vir wie hy nou so opgekyk het, dat hy nou gedink het is 'n fantastiese aanbieder. En dit is in my hartseer, wanneer jy dink jy jou sukses moet bereik deur 'n ander persoon na te boots. Die Here het vir jou en vir my geroep, soos wat hy vir Paulus geroep het, vir 'n totale unieke rol binne in die verspreiding van God se woord. En dit was Paulus se grootste wens, as ons kyk na hierdie pragtige lys van mense wat hy opgenoem het hier. Elkeen van hulle het 'n vervulling gehad in die werk van die Here. En dit was mooi dat hy hulle so uitgesit het vir die gemeente so wie hy geskryf het. Dat hy sê, hoor hier, niemand het hier aangekom met 'n passie vir die Here, vir wie daar nie 'n plek was om die werk voor te sit nie. So, mag dit dalk in al hierdie tyd wat ons nou gelees het in Filippense en Kolossense, dalk die een groot punt wees wat ons onthou. Vra vir die Here, waar is jou rol wat jy moet vervul vir hom in die werk? En konsentreer op die talente wat hy vir jou gegee het. Wanneer jy jou talente begin gebruik, sal nog bykom. Ja, as jy dit nie gebruik nie, dan sal dit verval en iemand anders sal die talent dan begin ontwikkel. Nou die laaste gedeelte in hierdie is vers 18. Paulus sê, hy sê die groete van Paulus met my eie hand geskrywe. Met ander woorde, hy sê vir hulle hier, kyk, ek het nou iemand anders gehad wat vir my geskryf het. En nou ewe skielik op die brief is daar nou 'n ander handskrif. So as julle wonder, hierdie gedeelte het ek nou met my eie hand geskryf. So wat as julle sê maar Paulus se handskrif is nie soos hierdie ene nie. Van wie af kom hierdie goed? Weet ons dit kom van Paulus af. Dan bevestig jy die einde en sê hoorie, ek skryf op dieselfde, kom ons noem dit nou maar die bladsy gaan ek aan en ek sê hierdie is my handskrif. So hierdie woorde, hierdie brief wat ek vir julle geskryf het, is betroubaar. Julle kan hom vertrou, dit kom van my af. Dis die groete wat ons vir julle stuur. Dis nie iemand anders wat weer tussenin kom nie. Dit is ek. En dan eindig hy af. Dan sê hy, dink aan my boeie. Ander woorde, jy kan nou amper sien van, ek kan nou vir julle alles vertel, maar jy hoor die moegheid. Dink maar net aan my. Dink net aan my boeie terwyl ek nog hier sit. En ek wil amper sê vir my gaan dit daaroor, ja, bietjie dalk moedeloosheid, bietjie van ek wou nog meer gereis het, ek wou by meer mense uitgekom het. Maar dit is die werk wat nou vir my uitgesit is. En as ons nou kyk na die grootste gedeelte van die Nuwe Testament wat vir ons geskryf is, dan moet ons eintlik seker baie dankbaar wees dat Paulus in die gevangenis was. Ja. Anders sou ons nooit hierdie skrywes gehad het nie. So met ander woorde, partykeer kom die Here ook en hy sit ons in 'n situasie wat lyk of dit glad nie so moet wees nie. Dit lyk of dit teen die wil van die Here is. En baie keer sê ons mos hierdie is nou die Satan se toedoen. Maar dis dalk deur die hand van die Here dat hy dit daar sit sodat jy 'n ander funksie kan vervul wat jy nooit sou vervul het indien jy aangegaan het soos jy sou aangegaan het nie.
En dan eindig hy daar, dan sê hy, die genade sy met julle. Met ander woorde, hy kom en hy sê, maak nie saak deur alles, deur alle wedervarings wat ons gaan, die goed en die sleg, die gestryery in die kerk wat daar is, die onderlinge strewelinge wat daar is, mag die genade, sy genade, en hy sê sy genade, die Here se genade met julle almal wees. En dan bevestig hy dit met die heel laaste woordjie. Ja, amen. En hy sê amen, mag dit so wees. Renée, dit was goed om na hierdie gedeeltes te kyk, en ek dink hierdie briewe van Filippense en Kolossense is nie net vir hulle geskryf, en dis net vir ons vir 'n bietjie geskiedenis nie. Ons lewe in die laaste dae, soos ons sal sê, en hierdie is ook vir ons geskryf as as ons kyk na Openbaring, die kerk van Laodicea, die kerk wat dink ons is ryk en het verryk geword en ons het aan niks tekort nie, maar eintlik moet ons goud gaan koop. Eintlik moet ons oogsalf koop, sodat ons ook kan oopgaan, dat ons kan sien wat die Here weer in sy woord vir ons sê, en dat ons dit kan toepas in ons lewens. Ja. Dit was goed om saam met jou te kuier deur hierdie 13 weke, dit was lekker om saam met julle in julle huise te kan wees, en ek hoop, u het soos ons geleer uit Gods woord uit, dat ons kan voortgaan en kan bou op die werk wat ons reeds gedoen het, en die werk nog steeds groter kan maak, soos het ons voortgaan. Renée, baie dankie, laaste woord van jou kant af, en dan kan jy vir ons afsluit met 'n gebed. Ek was so dankbaar om hierdie twee boeke saam met u deur te werk. Dis soveel praktiese raad vir die doodgewone mens soos ek en jy. Ek kan net die Here dankie sê vir die boeke en die briewe wat ons uit Paulus se hand uit ontvang het. En ek bid dat u 'n geweldige seën daar uit ontvang het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om te weet dat wanneer ons vra vir insig in u woord, wanneer ons u woord oopmaak en lees van hoe u 'n lewe vir ons sien, hoe u wil hê ons lewens moet vorm volgens u, hoe u 'n roeping vir elkeen van ons het, al is ons, Here, doodgewone alledaagse mense. Baie, baie dankie, Here, dat daardie insig ons deel sal word, wanneer ons vra daarvoor. Ek bid vir elkeen van ons kykers, mag die seën en die genade van die Here oor hulle wees. Amen. Amen.